Hoe het die stories oor Jesus oorleef, voordat die evangelies geskryf is? Stel jou vir 'n oomblik voor, Jesus is gekruisig. Die jaar is ongeveer 30 na Christus. Daar is nog geen Nuwe Testament nie, geen evangelies nie, geen Christelike Bybel nie, geen boekwinkels nie, geen internet nie, geen YouTube nie, en tog het die stories oor Jesus oorleef. Maar hoe? Welkom by die Nuwe Testament deur 'n histories-kritiese lens. Ek doen vandag se klankopname hier in my sitkamer op my selfoon sonder fancy toerusting, so verskoon maar die tortelduwe, honde wat blaf en karre wat hier verbyjag. Een van die belangrikste feite wat moderne geleerdes ontdek het, is dat die eerste Christene hoofsaaklik in 'n mondelingse kultuur geleef het. Die meeste mense kon nie lees of skryf nie, boeke was skaars, papirus was duur, en die oorgrootste meerderheid van die bevolking was ongeletterd. Wanneer mense dus iets belangrik wou onthou, het hulle dit vertel, oor en oor, van persoon tot persoon, van dorp tot dorp, van geslag tot geslag. Vir ongeveer 40 jaar na Jesus se dood, het Christene hoofsaaklik op 'n mondelingse tradisie staat gemaak, soos stories, gesegdes, gelykenisse, wonderwerke en herinneringe. Maar hier ontstaan 'n belangrike vraag. Wanneer 'n storie mondelings oorgedra word, bly dit altyd presies dieselfde? Elke keer wanneer 'n verhaal vertel word, onthou mense dieselfde dinge? Voeg hulle soms iets by? Laat hulle soms iets uit? Dink aan 'n eenvoudige voorbeeld. As jy vandag vir 10 mense vra om 'n gebeurtenis te beskryf wat hulle gister gesien het, sal jy waarskynlik 10 effens verskillende weergawe kry. Nie omdat iemand noodwendig lieg nie, maar omdat mense onthou en interpreteer en vertel. Moderne geleerdes soos Bart Ehrman wys daarop dat mondelinge tradisie voortdurend ontwikkel. Sommige besonderhede word vergeet, ander word bygevoeg, sommige stories word korter, ander word langer. Dit beteken nie die stories was waardeloos nie, inteendeel. In die antieke wêreld was mondelinge tradisie 'n normale manier om geskiedenis te bewaar. Maar dit beteken wel dat stories oor tyd kon verander. Teen die tyd dat Markus sy evangelies geskryf het, ongeveer 40 jaar na Jesus se dood, het dekades van mondelingse tradisie reeds verloop. Mense het die stories vertel, gemeenskappe het die stories gebruik, predikers het die stories aangepas vir nuwe gehore. En dit help ons verstaan waarom die evangelie soms verskil, waarom Matteus sekere dinge verander, anders vertel as Markus, en waarom Lukas nuwe besonderhede byvoeg, en waarom Johannes dikwels 'n heel ander prentjie van Jesus skets. Vir historiese kritiese geleerdes is die evangelies nie bloot foto's van die verlede nie, hulle is eerder vensters. Vensters wat iets wys van Jesus, maar ook van die gemeenskappe wat hierdie verhale bewaar het. Elke evangelie is gevorm deur tyd, plek, doel en gehoor. Die groot uitdaging vir historiese is dus, kan ons deur hierdie laag van tradisie beweeg en iets bereik van die historiese Jesus? Wat het hy werklik gesê? Wat het hy werklik gedoen? En wat het later ontwikkel? Dit is die vraag wat baie moderne geleerdes probeer beantwoord, en dit is die vraag wat ons verder gaan ondersoek. In die volgende episode kyk ons na een van die grootste raaisels in Nuwe Testamentiese studies. Wat was die sogenaamde Q-bron? Bestaan dit werklik? En waarom glo baie geleerdes dat Matteus en Lukas toegang gehad het tot 'n bron wat vandag verlore is? Ek is Henning Botha. Welkom by die Nuwe Testament deur 'n historiese kritiese lens.